Welkom terug. Ons gas vandag is Kok van Rooyen van Laaveld, 'n medisinale chemikus wat die belangrikheid van bye en die gesondheidswaarde van hul werk en produkte goed verstaan. Welkom vandag weer terug by ons, Kok. Dankie, Grey. So soms so met die deur in die huis te val, ons besef natuurlik, daar gaan sonder bye geen kos wees, soos al die bestuiving sê, maar vertel 'n bietjie vir my van die gesondheidswaarde van heuning. Ja, eerstens kan ons sê dat die hoofrede hoekom bye heuning maak, is natuurlik vir hulle as 'n voedselbron in die korf. Maar daar's ook baie keer wat mense nie besef nie of van vergeet is dat daar medisinale waarde is. Die heuning wat hulle maak het ook 'n rol om te speel om infeksies in die korf te kan bekamp. Ja. So daar is molekules in die heuning wat medisinaal optree. Ja. En so ja, die hele ding van die heuning is, die bye maak dit vir hulle self as voedselbron, want dit is baie voedsaam. Daar is in die natuur so 8 natuurlike suikers wat voorkom en 2 tot 3, partykeer bietjie meer van daai suikers kom in heuning voor. Alright. Die ander kry mens nou weer in wilde sampioene. Ja. So ja, dit is uiters belangrik. Maar kyk, ek weet daar's wêreldwyd mense beweeg weg van gewone suikers en goed af. Ek self as ek deesdae koffie by 'n koffiewinkel bestel, dan gooi ek maar heuning in. Is dit gesonder of is dit net 'n roemer? Heuning het glikose en fruktose in wat elemente is van suiker, maar die vorm waarin dit voorkom en dit is ook gebalanseerd met ander suikers. Ja. So jy kry nie 'n groot inspuiting van een essensiële suiker nie, jy kry 'n mengsel daarvan. So dit maak dit beter want dit is in 'n mengsel en dis ook in die natuurlike vorm, want baie van hierdie molekules, sodra jy dit in die laboratorium gaan maak, dan verloor jy daai natuurlike energie en dit is vasgevang in die heuning. So dit is wel suikerelemente, maar dit is in sy natuurlike vorm, so hy het nie daai effek op jou bloedsuiker nie. Okay, ek sien nou, want jy het al vir my 'n vorige geleentheid gesê, suiker word, of nie suiker nie, maar heuning word redelik vinnig opgeneem. Ja. So as jy vir kinders en atlete goed, as jy wil eerstens heuning vat, is dit iets wat jy sal aanbeveel? Of? Ja, dit is 'n perfekte vervoermiddel vir baie stowwe. Okay. So jy kan eintlik, kan mens gaan en jy kan aanvullings of poeiers daarin meng en oplos, want die heuning is die perfekte draer. Ja. Hy het eintlik 'n dubbele geaardheid. Hy los nie perfek op in water nie, maar hy los ook nie perfek op in olie nie. So hy het so half 'n dubbele geaardheid. So hy is die perfekte draer vir voordelige molekules wat jy miskien in jou liggaam wil inkry, wat sal sukkel om by die brein uit te kom. As jy dit in heuning insit, is die heuning die perfekte draer. So hy dra dit eintlik perfek in die lyf in en hy sorg vir beter absorpsie. As jy mense so deur die land ry en jy kom veral by pastelletjies goed sien, mense al hierdie tipe heunings, dit weet ek, verskillende fynbos en verskillende smaak en geure. Ongelukkig, sover my kennis trek, weet ek ook, as jy in winkels koop, is daar maar vraagtekens oor wat alles daarin is. So sal jy aanbeveling wees as mense wil heuning koop, hou by die natuurlike bronne, waar jy by die oorsprong, by die originator koop. Ja, vir verskeie redes, vir die suiwerheid van die heuning, maar ook ter ondersteuning van die kleiner ouens wat weet 'n inkomste daaruit kry. So veral in terme van sy suiwerheid, want baie van die ouens in die prosesering, dan is daar maar 'n geneigtheid om die heuning te bestraal en om die heuning half te suiwer, alhoewel dit nie regtig nodig is nie. En in die proses van bestraling en verhitting vernietig jy van die goeie suikers en jy vernietig ook die verhouding waarin daai suikers voorkom. Want hulle kom in 'n spesifieke verhouding met mekaar voor en as jy hom nou gaan verhit en bestraal, dan verbreek jy daai verbindings. So dit is baie belangrik dan om hierdie, soos ek sê, om hulle te ondersteun vir hulle eie inkomste, maar ook vir die suiwerheid van die heuning. Want dit is baie beter in sy suiwer vorm. Ja, ek sê, jy het gepraat van die bestraling. Ons self van die Laaveld kant het daai belang in 'n besigheid Abellamos in Mosambiek, met ongelooflike hoë kwaliteit medisinale heuning, maar ons kry dit nie uit die land uit nie, want jy kan dit nie oor ons landsgrense bring of in ons land inbring sonder daai wat met radiation. Ja, hulle moet dit bestraal. Maar is dit so dat soos in daai geval wat hulle volgens die toetse is dit deur die dak die medisinale waarde, gaan dit oor op watter tipe plante by sit, as hy op 'n fynbos sit of hy sit op 'n palmboom in daai geval, dat hy 'n ander tipe medisinale waarde kan hê of? Ja,
Dit is veral ook in gebiede waar die bye 'n verskeidenheid blommetjies het wat hulle besoek. Soos wat een plant het miskien meer voordele as 'n ander plant. So jy kry party plante wat se konsentrasie van medisonale molekules hoër is as ander plante. Ja. En veral plante wat blootgestel is aan peste en pla, dan gaan daardie plant en hy maak meer van hierdie medisonale verbindings om homself te verdedig. Okay. So as die bytjie nou daai blomme sou besoek, dan is al 'n hoër medisonale waarde in die heuning. Okay, want hulle kry die voeding uit die nektar uit van die blom. Ja. En daai nektar is baie belangrik vir die blom self, maar ook dit is hoekom die by dit versamel, want dit is sulke hoë waarde in terme van voeding en in terme van medisonale eienskappe. Okay. Ja, dit vind ek interessant, dit is nou persoonlik, ek het hulle het bestaan met 'n doring op die voet gesny, was 'n groot operasie en hulle kon die wond nie regkry nie. Toe het ek sommer bietjie wat ek het gehoor het dalk by jou, het ek toe heuning oor die wond gesmeer en toe dit 'n paar dae het dit mooi reggekom. Maar is dit, wat dink jy sê die chemiese werking of wat presies het daar gebeur? Wel, dit is heel waarskynlik wat gewoonlik gebeur is die spesifieke samestelling van suikers. Ja. Want baie keer sou mens dink dat suiker juis infeksies sal bevorder, maar die tipe suikers wat in die heuning voorkom en die verhouding waarin hulle voorkom verhoed eintlik daai infeksie. En dis 'n perfekte smeermiddel. En daai heuning is nou soos 'n amper soos 'n deklaagie wat jy behoort sit. So hy bedek die wond teen ekstra goed wat van buite af sou inkom, maar die heuning homself bevat ook die medisonale molekules wat uit die blomme uitkom. Ja. En dit beskerm daardie wond teen infeksies. En gewoonlik wat gebeur is daai medisonale molekules wat in die heuning voorkom, werk selfs teen die weerstandbiedende bakterieë. Want deesdae is baie van die bakterieë en infeksie organismes weerstandbiedend teen die antibiotikums. Dis waar. Maar die heuning en die natuurlike medisonale verbindings werk teen hierdie weerstandbiedende organismes, want hulle kon nog nie weerstand opbou daarteen nie. Want as jy kyk na meeste plantekstrakte, hulle bevat omtrent 50 tot 80, partykeer meer verskillende medisonale molekules. Ja. En dis baie moeilik om teen al 50 daai weerstand op te bou, want jy het net een teen een opgebou, dan sal 49 ander. Waar as jy teen een enkele aktief soos 'n antibiotikum kry, dis baie makliker om daarteen weerstand op te bou. So dis die rede hoekom hierdie heuning so goed werk. Hy het so verskeidenheid. Is 'n wonderlik, is van die Bybelse tyd, daar's al mooi stories oor die heuning. En as ek reg gehoor het jy met Sevignosis praat, hy hou amper vir ewig. Hy kan nie bederf of afgaan die heuning nie. Hy sal dalk versuiker, maar dit is hy word nie sleg nie. Ons het op 'n stadium by die WNR navorsing gedoen en ons het heuning gebruik vir een van ons bestanddele formulasies. En iemand het in die koelkamer ingegaan of die stoorkamer ingegaan en die heuningpot, die heuning emmer oopgelos. En dit was 'n hele paar maande tot 'n jaar later en daar het niks met daai heuning gebeur nie. So daar's geen infeksie wat ingekom het nie. So dit is die geaardheid van die heuning. Bytjies werk so hard om daai heuning te versamel. Dis 'n wede sukses vir ons selfs in die Laagveldkant se besigheid. Ons het baie nodig vir bestuiving vir al daai goeders. Nou as jy reg vir daai curveball vraag. Hierdie is nou nie nagemaak. Ek het dit altyd by my. So jy gaan dink ek het dit nou as prins dat jy is, maar elke dag van my lewe dra ek hierdie in my sak. Wat vir myself en partykeer as ek met mense praat, dit bietjie af is verkoue. Maar jy het dit gemaak, hoop jy onthou dit. So dis 'n heuningsakkie met paar ander goed in. Vertel so gou 'n bietjie, jy kan hom maar kry. Dit jou brein, vertel gou 'n bietjie iets daarvan. Nee, wat ons gedoen het hier, soos ek vroeër gesê, die heuning is die perfekte draer vir as jy medisonale of aanvullings daarin wil sit. So ons het hierin gemeng, het ons nou Vitamiin C poeier gemeng. Ons het 'n spesiale Vitamiin C poeier, is nie net Vitamiin C nie, daar's klein ander molekuletjies in wat basies die Vitamiin C buffer. En dan het ons molekuul ingesit wat hulle noem quercetin. Nou quercetin is iets wat jy kry in hierdie persuie, rooi appelskil, jy weet die skil, daardie rooi perserige kleur is die quercetin. En dis 'n baie belangrike verbinding. Hy werk saam met Vitamiin C. Maar in die liggaam ook maak hy die kanaaltjies oop vir sink om in jou selletjies in te gaan en die sink tree antiviraal op. So die quercetin verbeter daardie proses dat die sink in die selletjie kan ingaan en saam met die Vitamiin C maak dit die perfekte pakkie. So ons het dit hierin gesit en dan het ons een van die vorige nisboere episodes, ek dink dit was reeks 2, het ons van die mushroom ekstrak, die champignon ekstrak, die reishi wat het ons ook hierin gesit, want die reishi het, hoekom ons dit gedoen het, soos ek vroeër gesê, die heuning het so 2 tot 3 van die natuurlike suikers in en die reishi het die ander 5 in. So dis 'n perfekte mengsel van die 8 natuurlike, hulle noem dit in Engels glyconutrients, so dis glikonutriënte, wat die natuurlike suikers is wat jou immuunstelsel
Dit tree op soos 'n kommunikasiemiddel tussen jou immuunselletjies, sodat hulle beter kommunikeer en 'n beter reaksie loods wanneer daar infeksie is. So die mengsel wat ons hier gemaak het is perfek vir mense immuniteit. As jy voel jy verkoue kom aan of 'n griep, dan vat jy hierdie sakkie. Dus ek het altyd regtig my broeksak vir my laptop sak, het ek altyd 'n paar byderhand. En dis eintlik baie lekker want dit is soos 'n soet happie vir kinders. As kinders by die skool jy breek hom net agter of jy bring net die twee kante bymekaar, jy snap hom oop en jy suig lekker al die heuning uit en daar's al hierdie voordelige molekules in ons, so die Vitamiin C, die quercetin en die sampioen ekstrak. Is regtig nie, dis ook sê ek trek nie op been, maar my kinders is lief vir pille en aanvullings en hulle sien daai as 'n lekkerny. So ons gee dit vir hulle en voor 'n sport, maar dit is so as ek net so gevoel het hier kom 'n ietsie of 'n bietjie snot, gee dit vir hulle in en dan is dit verbaas en wat ons doen hier is dis basies 'n aanvulling en soos jy sê, dit omseil die ding van om 'n pil of 'n kapsuletjie te drink wat moeilik is. Hierdie is die aanvulling maar in soet heuningvorm. Vinniger. En die aksie is vinniger want hy's reeds in 'n poeier opgelos in die heuning. Waar as jy die tablet of die kapsuul drink met jou liggaam dit eers verteer en die aksie is stadiger en baie keer verloor jy van die aksie. So hierdie is 'n perfekte aanvulling wat eintlik die pilletjie en die kapsuulroete heeltemal omseil. Ja, want vandag nie, dankie Skaak, ek wens ons meer tyd gehad, was nou met die bye, dit was vir my mooi wat hulle doen met die korwe, al die byprodukte, letterlik figuurlik bye en 'n byproduk, by the way, maar daai is ook vir ons weer nis, want dit beteken net jy vat iets en jy verander hom in nog 'n beter, meer voordelige voorbeeld vir Jan publiek. Daai tipe goed kan mense op die aanlyn winkel mos kry, op die Wildbuy winkel. Daar is op die Wildbuy aanlyn winkel kan mense dit kry. Ons is ook besig om die hierdie Be Ready die sy eie webtuiste te bou, sodat mense dit sommer direk daar kan kry, maar daar is al kanale waar mense dit kan kry. En dis 'n baie mooi prentjie soos ons gesê het waar ons van die vorige nisboere elemente gebruik. Ja, die soute en die soute ook. Ons kan dit naderhand vir 'n elektrolytproduk gebruik. So dis baie mooi dat hierdie goed so bymekaar kom. Mense hierdie verskillende elemente van vorige nisboere en ons gebruik dit om 'n waarde toegevoegde produk te maak. Ja, uitstekend. Kak net baie dankie dat jy alweer al jou kennis met ons kom deel het en weer eens dat jy ons kantoor daar by Laveld so mooi gesond hou en ons gaan mekaar binnekort weer sien. Nee, groot plesier enige tyd. Onthou julle nisidees vir ons te WhatsApp, die tyd raak min. Mooi loop tot volgende keer. En onthou asseblief om ons land se nisboere te ondersteun. Totsiens.